Die derde segment van die vrug van die Gees volgens Paulus is vrede. In Johannes 14 vers 27 het Jesus ook gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Was jy al ooit betrokke in 'n lang uitgerekte argument met iemand, totdat julle uiteindelik beide besluit om, hoewel julle steeds van mening verskil, die argument eerder te staak. En toe nadat julle saam besluit het om, soos die Engelse sê, to agree to disagree, vat die argument weer vlam en die vyandigheid is erger as tevore. Ware vrede is nie net om konflik te vermy nie. Net soos ware vreugde nie swaar kry en lyding uitsluit nie, beteken vrede nie die afwesigheid van konflik nie, maar die teenwoordigheid van God in die konflik. Ware vrede is eenheid met God, wat net aan die voet van die kruis gevind kan word. Daar word na Jesus verwys as die prins van vrede, en soos ons in Johannes 14 lees, gee hy vrede in die harte van diegene wat daarna verlang. Vrede is die gevolg van 'n verhouding met God. Vrede is 'n staat van kalmte en rus, wat ons net uit ons verhouding met God kan kry. Vrede is die teenoorgestelde van chaos. Vrede is 'n kalm versekering dat die Here in beheer van jou lewe is en dat hy voortdurend besig is om sy doel met jou lewe te bereik. Hierdie vrede is verbind met ware vreugde. Die Here ken jou onvervulde begeertes, jou drome, jou teleurstellings en jou nederlaag. Te midde van al hierdie uitdagings kan hy vrede gee en hy wil dit vandag vir jou gee. Net nadat ons vrede met God gemaak het, deur sy seun Jesus aan te neem, kan ons ware vrede ondervind. Ons benodig hierdie vrede wanneer ons moeilike en onseker tye beleef, of wanneer ons nie seker is hoe om 'n situasie te hanteer nie. Ons benodig hierdie vrede elke dag. Solank as wat ons op Jesus fokus, sal hierdie vrede aan ons gegee word wanneer ons dit nodig het. Die ou kerkvader Augustinus het in die 3de eeu gesê, my hart bly onrustig, totdat die Here ingryp en self 'n plan gemaak het. Hy het vir ons die vredevors gestuur. Jesus het gekom om die stukkende verhoudings met God, met ons naaste en met onsself te kom herstel. Vrede was dan ook sy nalatenskap aan ons, volgens wat hy die aand voor sy dood gesê het, in Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ek deur Jesus Christus na U kan kom, en dat U aan my ware vrede gee. Help my om elke dag in vrede en vreugde te leef. Amen.